Geachte vriende, welkom terug by die kerk in Afrikaans. Ons wil vandag bietjie gesels oor dissipline. Nou ek weet dat dissipline is dalk een van die grootste probleme in die moderne lewe, want ouers mag hulle kinders nie meer pak gee nie en onderwysers mag nie meer lyfstraf in die skool gebruik nie. En dit maak dinge baie moeilik vir enige iemand wat gesag het oor kinders, het sy dan ouers of het sy dan onderwysers. Nou in my tyd, toe ek groot geword het, ons lyfstraf gekry en ons het dit baie keer gekry. En ek dink, daar is maar tye wat dit onregverdiglik toegepas is en dat dit heeltemal oordryf is en dat baie kinders onnodig en onregverdiglik pak gekry het in my jong dae. So ek dink, 'n party van my onderwysers sou kon aangekla word as kindermishandelaars, soos hulle te kere gegaan het met ons, en ek dink daar's baie mense van my tyd wat daarmee kan saamstem. So miskien is daar 'n bedekte seën daarop dat lyfstraf nie meer gebruik kan word nie en dat daar ander vorms van dissipline gebruik moet word. Maar ek wil graag saam met u lees 'n klein stukkie uit Spreuke uit. Ek wil vir ons Spreuke 4 vanaf vers 1 tot 9 lees waar dit oor dissipline gaan. Kinders, neem die opvoeding wat 'n vader julle gee ter harte. Slaan daarop ag, sodat jy kan leer wat insig is. Want wat ek julle leer is goed, maar nie die onderrig wat ek gee versmaai nie. Ek was ook eendag 'n kind, my moeder se oogappel, haar enigste. My vader het my ook geleer en vir my gesê, wat ek jou sê moet jy vashou, my voorskrifte moet jy uitvoer, sodat jy werklik kan lewe. Sorg dat jy wysheid bekom en insig, moenie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie. Maak die wysheid jou metgesel, dit sal jou beskerm as jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar. Die wysheid kom eerste, sorg dat jy wysheid bekom, gee alles wat jy het om insig te kry. Slaan dit hoog aan, dan sal dit aan jou aansien gee. Dit sal jou 'n man van betekenis maak as jy dit vasgryp. Dit sal jou lewe versier. Dit sal vir jou 'n suurlike kroon wees. Nou vriende, soos ons in die begin gesê het, dat lyfstraf bestaan nou nie meer in groot dele van die westerse wêreld nie. Maar dit beteken nie dat daar nie meer dissipline moet wees nie. Die Bybel sê baie duidelik vir ons, as jy jou kind liefhet en jy gee regtig om vir jou kind, sal jy hom dissiplineer. Nou in die Bybelse tyd het hulle nog lyfstraf gebruik. So ons weet wat Spreuke baie duidelik sê, 'n kind moet maar pak slaag kry. En dit sal hom die regte lesse van die lewe leer. Maar nou goed, ons weet nou, kinders kan nie meer pak slaag kry vandag nie, maar dit neem nie die belangrikheid weg daarvan dat daar dissipline moet wees nie. Die Bybel sê, Spreuke sê baie duidelik, as jy 'n kind dissiplineer, red jy sy lewe. Jy red hom van groot moeilikheid, wat hy dalk eendag in kan val. So, ons kan nie wegkom daarvan nie, dat dissipline nog steeds moet bestaan. Dat dissipline nog steeds in die huis uitgevoer moet word. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, maak nie saak hoe besig jy is nie, en maak nie saak hoe ingewikkeld dit in die moderne tyd is nie. Dissipline moet daar wees, en dit moet toegepas word, en dit moet nou wel op 'n ander manier gedoen word, en ouers moet maar hulle verbeelding gebruik, en onderwysers moet maar hulle verbeelding gebruik, oor hoe dissipline toegepas kan word. Baie van die mense wat na my luister, was seker selfs al in die weermag op een of ander stadium in hulle lewe. Nou, u weet baie goed dat in die weermag het jy nie lyfstraf gekry nie, maar daar was baie honderde maniere waarop dissipline baie goed en baie suksesvol in die weermag toegepas word. En miskien moet ons maar daar gaan kyk en gaan leer hoe dat ons dissipline ook in ons eie gesin en onder ons eie kinders kan toepas. Nou, dissipline moet met wysheid en met waardigheid toegepas word. Daar's 'n mooi stukkie in Efesiërs wat baie duidelik sê, Efesiërs 6, dat ouers, wanneer hulle kinders dissiplineer, hulle nie moet woedend maak nie. Nou, die Griekse woord wat daar gebruik word,
kan ook natuurlik verskillende betekenisse hê, maar dit beteken maar net dat as jy jou kinders dissiplineer, laat jy nie onnodig aggressie by hulle wek nie. Nou daar's verskillende maniere hoe jy jou kinders kan dissiplineer op die verkeerde manier. Die een ding is as jy net onbeperkte woede het, as jy woede-uitbarstings het, as ouer of as pa of ma, as jy woede-uitbarstings het wat oor jy nie beheer het nie, en jy wil jou kinders dan dissiplineer en daai woede-uitbarstings van jou, dit gaan nie werk nie. Jy kan nie jou kinders dissiplineer in 'n woede-uitbarsting nie. Dan maak jy eintlik maar meer skade as wat jy goed doen. As jy jou kinders dissiplineer, moet jy kalm wees en jy moet rustig wees, sodat jy jou kinders op 'n regverdige manier kan dissiplineer en vir hulle kan wys op hulle foute. Die tweede ding wat baie belangrik is dat mens nie altyd vir jou kinders irriterende opdragte moet gee nie. Nou ek moet nou baie vinnig en baie duidelik vir u sê dat ek nou nie eintlik iemand is wat oor hierdie onderwerp baie goed kan praat nie, omdat ek nie my eie kinders het nie. Ek kan maar net sê wat die Bybel sê en ek probeer maar net vir u verduidelik wat Efesiërs 6 vir ons wil sê oor dat jy nie woede by opwek met jou kinders nie, en wat Efesiërs 6 sê is dat ouers baie keer vir kinders doodgewoon slegte, sinlose, irriterende opdragte kan gee, en u moet maar self besluit watter opdragte u baie keer vir die kinders gee, wat sommer maar net sleg en irriterend en sinloos is. En as jy dan sulke opdragte vir jou kinders gee, dan sou dit ook nie reg wees nie. So dis die twee belangrike goeders waar jy met waardigheid dissipline moet toepas, en dat jy eintlik dan op 'n baie mooi wyse beheer moet hê oor jou kinders en oor jou huisgesin. En ek is baie jammer vir ouers wat beheer moet hê ten alle tye oor hulle kinders as hulle tieners word en hulle groei op. Maar dit is wat die Bybel vir ons sê, dat jy op 'n waardige wyse moet beheer voer oor jou huisgesin, en dat jy op 'n baie wyse manier en 'n slim manier moet dissipline handhaaf. En dan, vriende, wat ons nou gelees het in ons gedeelte in Spreuke, is daar ook 'n manier hoe jy die kinders betrokke kry, om die kinders mooi te verduidelik hoekom dissipline belangrik is. In ons gedeeltjie wat ons het gelees het, is dit omtrent op 'n mooi manier wat daar met 'n kind gepraat word en vir die kind gesê word, man, ek moet jou dissiplineer, want dit sal vir jou 'n goeie lewe bring. As ek jou dissiplineer, sal dit soos 'n kroon op jou kop wees, dit sal soos 'n krans om jou nek wees, jy sal oorwin, jy sal floreer, dit sal met jou goed gaan, as jy na my luister of na jou ouers luister, dit sal goed gaan, as jy toelaat, ek jou dissiplineer, sê die wysheid, wat dan maar eintlik die ouers se stem is, wat daar praat. So daar's 'n baie belangrike punt in dissipline, is dat mens die kinders betrokke moet kry. En die beste manier om kinders betrokke te kry, is om vir hulle ook te verduidelik, dat ons almal in Jesus se huisgesin is, dat ons almal deel is van sy familie, en dat ons in sy familie 'n kode het, en mens kan bietjie met kinders speel en sê, ons het 'n geheime kode as Christene, 'n etiese kode. Dit is 'n geheime manier hoe ons teenoor mekaar optree, en ons tree teenoor mekaar op met respek en liefde, en dit kan die huisgesin self uitwerk. Die kinders kan self sê hoe hulle wil hê dat u teenoor hulle moet optree, want dit geld ook mos na die ander kant toe. Jy wil nie ander mense moet, jy wil nie teenoor ander mense optree, of jy wil nie ander mense moet teenoor jou optree op 'n slegte manier nie. So, dit beteken ook dan dat jy nie teenoor ander mense op 'n slegte manier kan optree nie. So ouers kan doodgewoon in terme van dissipline met hulle kinders gaan sit en vir hulle vra, wat is die belangrike goed wat hulle dink in 'n etiese kode ingebring sal moet word, en die kinders kan dan sê, en hulle sal baie vinnig vir hulle ouers ook vertel hoe wil hulle hê dat hulle behandel moet word, en wat hulle dink belangrik is in die huis, en wat hulle glo wat nie gedoen moet word nie, en wat nie veronderstel is om toegelaat te word nie. En op die manier kan die huisgesin 'n kode opstel, en dan as daar iets verkeerd loop, kan die ouers sê, maar wat nou hier gebeur, is nie hoe ons dinge doen in hierdie huis nie.
Dit stem nie saam met ons kode nie, want ons het 'n etiese kode opgestel en die etiese kode sê hoe ons moet optree teenoor mekaar. En partykeer sal pa en ma ook moet verskoning maak omdat hulle die etiese kode oortree. En so kan 'n huisgesin 'n lekker spel maak van hulle etiese kode en op die manier almal betrokke kry op 'n positiewe manier by die dissipline, sodat kinders inkoop en dat dit baie makliker dan vir ouers word om dissipline toe te pas. Vriende, en is ook baie belangrik dat ouers sal onthou dat ons as kinders van die Here staan onder Jesus se leiding. Hy is ons koning, hy is ons leier, hy is ons hoof. Al die reëls kom eintlik maar van Jesus af. Al die dissipline kom alles van Jesus af. Dit kom nie van pa en ma af nie. Dit kom alles van Jesus af. En dis hoe ons in die huisgesin leef. Ons leef volgens Jesus se etiese kode. Ons leef volgens Jesus se dissipline. Ons leef volgens Jesus se leefstyl wat regverdig is vir almal, regverdig vir kinders en regverdig vir ouers, sodat almal in harmonie kan saamleef. Nou my gebed is, en ek het soos ek al reeds gesê het, ek het nie kinders nie, so ek moet maar versigtig wees om oor hierdie onderwerp te praat, maar u wat kinders het, mag God vir u die wysheid gee, mag Jesus vir u die leiding gee, om te weet hoe om op 'n mooi manier, nog steeds baie sterk en streng dissipline toe te pas in u huis, want as u kinders lief het, en regtig vir u kinders omgee, sal u sorg dat daar dissipline is, en mag die Here vir die krag gee om op 'n kreatiewe en 'n nuwe manier dissipline in die huis toe te pas. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, u leer vir ons baie duidelik dat ons nie eintlik sonder dissipline kan leef nie, Here. En dat geen gesin en geen samelewing kan bestaan sonder dissipline nie. En ons bid vir ons ouers daar buite, Here, dat u hulle sal seën met insig en met wysheid om te weet hoe om dissipline toe te pas. Amen.